Gek oor haar eie Afrika Ondier episode 130. Miskien is dit nodig om in hierdie stadium vir ons geliefde luistermaters, wat net so lank soos ek deel was van Sergio en Lea se lewe, om julle in te lig dat hierdie boek nou stadig maar seker einde se kant toe staan. Waarskynlik binne die volgende 3 hoofstukke, so geniet julle laaste kuiers in Mosambiek. As julle deel was van hierdie mense se lewens en daarvan gehou het, gooi asseblief vir my 'n duim opteken op YouTube of skryf vir my iets in die comments hoekom julle van die boek gehou het of dalk hoekom julle nie hiervan gehou het nie. Dit help my met keuses van volgende stories. Of dalk doen ek nooit weer 'n vervolgstorie nie, as genoeg mense my oortuig dat hulle liewer korter, volledige audioboeke wil hoor en nie weer lus is vir 'n lang vervolgstorie nie. Episode 130 van Gek oor haar eie Afrika Ondier. Woensdag is amper 'n normale dag op Hurters Retreat. Manuel gee vir die wat wil sien die Grand Tour van die plaas en Lea stap saam. Sergio is vandag by die Leeuplaas Hospitaal en Reddingsinstituut saam met sy Franse base. Sy laaste amptelike werksdag voor sy lang verlof. Een of ander tyd deur die oggend bring die weermag helikopter die jong veearts Dr. Rory Rodriguez terug hiernatoe en Sergio en sy base wil beslis daar wees wanneer dit gebeur. Mart Marie kom nie hierdie keer saam nie. Haar ouers wag daar by die hospitaal in Sanin dat sy ontslaan moet word. Hulle dring daarop aan dat sy by hulle huis in Pretoria moet gaan aansterk en gesond word. Te verstane. Dit is hartseer dat sy die troue Saterdag gaan mis en Rory klink min of meer gebroke daaroor. So kan mense lewe in 'n oomblik verander of van jou af weggeneem word, soos Makwakwa sin. Ten minste kom Mart Marie wel oor 'n maand of meer weer terug hierheen om haar werk voor te sit. En daarom gaan dit goed met die 2 heenaatjies, laat weet Sergio vir Lea, waar sy min of meer die agterhoede van die Grand Tour dek. Sergio se ouers was al tevore op die plaas, maar as hulle seun se gas. Nou sien hulle vir die eerste keer wat werklik hier vermag word, sedert die grond ingelyf is by die bewaringsgebied. Die boerdery is net op 2 hektaar en agter hoë mure. Ja, jy kan inderdaad self onderhoudend boer op 2 hektaar, sê Manuel. Die hoendertjies, die skapies, 2 koeie wat melk gee en soms kalf gooi. Dit is buitendien nou nie eers meer nodig om 'n bul van iewers af aan te jaag hiernatoe nie. Sergio doen sommer die job vir ons, vertel Manuel en Lea gee die klomp die kyk. Hoekom lag almal altyd as hulle hoor van veeartse wat kalfies maak? Dit is nie snaaks nie. Dit is nie asof dit vir hom of die koei enige plesier verskaf nie. Die ou plaasboom net 3 meter in deursnee, waar hulle ook nou water vir besproeiing op die plaas opdam, hou die babers, waarmee Manuel en John ook soms lekker geld kan maak. Die plaaslike mense kyk nie die vis in die gesig wanneer hulle hom kom koop nie. Hulle kyk hom aan sy lyf en die rasies daar binne in daai dam is spek vet. Hulle vreet mos die afval van die ander boerdery bedrywighede ook. Hulle drink self stukke suur melk. Maria toer hulle op vir king klip en curryvis. Dit is 'n lekker stewige vleisie, sê Manuel. Julle sal dit saam met die koue vleise en slaai van vanmiddag geniet. Hy draai na die Martinesse. Die curryvis is Sergio se gunsteling hier op Hurters Retreat. Ja, hy hou van curryvis, seevis, want hy het groot geword met die see daar in Portugal. Jy sal hom nie sommer uitvang met baber vir koningklip nie, verdedig ma Martinez, haar briljante veearts seun. En as ek vir jou sê, ons het, daag Maria haar uit. Dan is ek nogal bly daaroor, want soos reeds gesê,
Curryvis is my seun se gunsteling koue gereg. So baie ander geregte, dink Lea en glimlag in die stilligheid. Sy kry 'n maklike eter vir 'n man. Kos is sy gunsteling gereg. Nie eens ingewikkelde kos nie. Bak vir hom 'n eier of 2 en sy dankbaarheid daarvoor ken geen perke nie. Die beet wat ons hier verbou, lê ons in, en currybome, in die groente- en spinasietuin, wys Manuel. Ek en John oes die meeste van die spinasie vir die kantien, daar by die leeuplaas. Hulle maak het gaar en vertel vir die oorseese werkers dat dit Marokko is. Ag nee man, julle maak alweer asof die mense van ander kant die water lekker gullible is, raas Emily. Miskien hou hulle net daarvan om te dink dat Afrika iets uniek het om vir hulle te bied. Maar ons het vele unieke geregte. Wanneer laas het jy mopani wurms geëet, Emily? Nog nooit, nie my gunsteling nie, Manuel, sê sy. Lea het ons al per geleentheid met mopani wurms by die leeuplaas se kantien bederf, vertel Paula uit die bloute. Lea, vra Emily en draai na haar dogter. My Lea. Ja, daardie enetjie wat nou daar staan en lyk asof sy nie in 'n wurm in haar mond sal kan sit nie, hou Paula vol. So sy het dit gedoen en sy het saam geëet. Emily skud haar kop negatief. Sy het ja en net daarna oorgekook, want sy het gedink dit is skaapvet. Fake mopani wurms. Dankie Paula, daar verloor jy nou net 5 brownie punte by my, raas Lea kastig met haar. Maar dit sal nie sommer gebeur nie. Enige iemand wat goed is vir haar pa, sal sy aanvaar net soos wat die persoon is. Paula verdien vol punte by haar. En hierdie rye tomaties wat onder 'n ekstra voelnet toegemaak is John se spesialiteit, sê Manuel. Sy min of meer 600 spesies tomaties. Regtig, Manuel, is hier 600 plantjies ooit? Manuel gaan voort. Swartes, rooies, geeles, groenes, osharte, perstomaties, sen. Soms trek die tomatie se spasie na ander areas, soos daar waar die knoffel en eie nou staan. Van John doen wisselbou, sê Manuel. Julle kan van enige van die groente in die tuin pluk, maar John se tomaties los mens uit. Hy is die enigste persoon wat hulle mag oes. En is meestal vir die restaurante van Bonsai en die omgewing en ons eie etenstafel. Nou, dit lyk na harde werk, komplimenteer Ma Martinez vir pa John. O, dankie, antwoord hy en gee vir die lachende Paula daai kyk. Dit is miskien nie 'n oop hart operasie nie, maar hy geniet dit om tussen sy plantjies te fruttel en hulle soms na ander plekke toe te verskuif. Hier is die druiwepreel en ons vrugtebome. John is ons enigste snoeier. Hy het 'n kursus in die Kaap en Koevallei gaan loop. Ons glippertjies vir die port en ander soet of rooi wyne is daar teen die muur. Dit groei oor na die ander kant toe ook. Ons deel met die voeltjies en wilde diere en die ape. Soos julle kan sien, is dit ons appelkoesboom, swaar in drag en binnekort gaan dit ryp word van vroeg November af. Hierdie appelkose deel ons nie met die voëls en die ape nie. Sorry. Een allemintige oes en dan kook ons konfyt. Ons het 'n rak by die tuisnywerheid in Bonsai. Spog Manuel. En sodra hulle terugkom van oorsee af, wil Lea van dit alles in haar klein winkeltjie hier op Hurters Retreat ook begin verkoop, saam met die potte en patteriegoedjies wat sy maak, en plekmaatjies wat sy iemand gaan leer om te stik, sommer op die ou singer. Daar is soveel mooi lappe, wat soms by die winkel in Bonsai inkom, van die ooste af. Maar sy kan in elk geval self lappe druk ook. Sy het mos nie verniet kuns geswat nie.
Solank as wat 'n kunstenaar wil werk, sal 'n kunstenaar kan eet, het sy na studentemaats altyd gespog terwyl sy nog geswat het, al is dit net 'n stukkie brood. Sergio vertel van die mooi intieme winkeltjies in Portugal en Spanje, en terwyl hulle nou by alles gaan verby toer op pad na Lissabon toe, kan sy net sowel 'n sketsblok saamneem en navorsing doen, idees bymekaar maak vir haar eie plaaswinkeltjie. Sy en Sergio sien regtig al uit na hulle toer oor see. Intussen gesels Manuel voort. Hier is die sitrus en ander vrugtebome vir my en John se kelder. Ons stookmos, julle was al bevoorreg genoeg om van ons ketel te geniet. Eerste graad mampoer, 90% alkohol. Kom proe! En hulle proe, en dit maak die tonge los. Met die terugstap huis toe, roep Emily vir Lia eenkant toe. Kom ek gaan wys gou vir jou die rokkie wat ek vir jou laat maak het. Ai Emily, dankie, maar jy moes regtig nie soveel kostes en moeite terwille van my aangegaan het nie. Lia, jy is my enigste kind, en Alonso het buitendien die fondse daarvoor beskikbaar gemaak. Die man ken nie die einde van sy skatte nie. Hy het vir jou rokkie en myne betaal. Wel, hoe sê mens vir jou ma? Nee. Terwyl Maria die groep wegneem vir middagete, stap sy eers agter Emily aan na die woonstel wat sy en Alonso daar in die konsaalskamp deel. Lia gaan sit op die punt van een van die stoele en wag dat haar ma uit die kamer kom met die pakkie. Tada! En daar is dit toe sy die langwerpige pak oopmaak, die roomkleur rok met 'n goue skynsel, nou sluitend met 'n spleet aan die linkerkant en 'n groterige stryk net bo kan die spleet, wat deel word van 'n mini sleep, wat agter haar aankom en so vlytig wegstaan, so mooi. Dit kan af, as jy die rok later vir iets anders wil gebruik, sê haar ma, wat Lia laat wonder, wie sal dit doen, en waarheen sal sy dit in Mosambiek wil dra? 'n breë bootnekhals, hoër aan die voorkant en laag aan die agterkant om bietjie rug te wys, met 'n lang ritsluiter na onder en agter. Dit is regtig baie mooi, erken Lia. Nou pas dit aan. Haar ma gaan sluit die glas deur, maar Lia staan op en stap met die rok na die badkamer toe. Daar maak sy die deur agter haar toe. Sy is nie meer 'n klein dogtertjie wat voor haar ma rokkies aanpas nie, dankie. Wanneer sy uitkom, moet haar ma haar met die hele stukkie van die ritsluiter help. Die rok pas perfek. O my pop, jy lyk droom mooi in hierdie mooi nou sluitende rok. Kom ek sit die hoedjie op jou kop, skeef, sodat haar hare in krulle aan die ander kant daaronder kan uittuimel. Dit is werklik baie mooi. Dankie Emily, dit is 'n pragtige geskenk. Lia wag dat haar ma weer die boonste deel van die rok vir haar moet losrits, voordat sy badkamer toe stap om dit te gaan uittrek. Met die uitstap vou sy dit netjies op en sit dit terug in die boks. Gaan jy nie die rok gebruik nie? Nee, ek gaan. Dan gaan jy die rok gebruik vir die troue? Vra haar ma opgewonde. Ek gaan die rok verseker gebruik. Dit is te mooi om nie te gebruik nie. So baie dankie Emily. Haar ma straal. In daardie geval het ek vir Sergio ook iets, 'n onderbaadjie en strikdas, wat van dieselfde lap as die rok gemaak is. Hy sal seker 'n donkerblou of 'n swart langbroek dra. Dit is wat hy gaan dra, ja, sê Lia. Watter een, blou of swart, vra haar ma. Een van die twee, lag Lia. Wys dit vir my asseblief. Trots sal haar ma die onderbaadjie en die das uit. En ja, dit lyk baie, baie mooi, en verseker sal dit aan Sergio se lang lyf ook pas. Hy sal dit beslis dra, dankie Emily. Ek gaan gou hierdie pakkies wegneem na my woonstel, dit sal lank uithang daar. Sy sluit self die woonstel se deur oop, en sit Sergio se onderbaadjie en das op die boks, voordat sy mik om uit te stap. Toe sê sy, baie dankie Emily, maar moenie vir my kwaad wees nie.
Ons gaan dit nie vir die trouseremonie Saterdagoggend gebruik nie. Ek het reeds 'n rok en Sergio se uitrusting hang in sy woonstel. Ons het dit in bonsai laat maak spesiaal vir hom. Haar ma se gesig val en Lia sit alles haastig neer voordat sy haar arms om haar ma gaan sit. Toe sê sy: "Hou dop, liewe mamsie, dit gaan 'n naweek vol verrassings wees. Hierdie rok is regtig verskriklik mooi en ek beloof vir jou, ek gaan dit gebruik." "Kan ek jou help dra?" vra haar ma, toe sy weer wegstaan en die pakkies optel. "Ja, asseblief, maak vir my die woonstel se deur oop, sodat ek dit vereers net op die bed in my kamer kan gaan neerlê." Daarna stap hulle saam na die huis se eetkamer, waar hulle vrolike familie en vriende wag vir Sergio om uiteindelik in te ry. Hulle kan mos nie begin eet voordat die ander eregas nie aangekom het nie. 'n middagete wat duidelik later sal oorgaan in aandete net daar in die groot eet- en sitkamer, want die mense kuier en geniet mekaar se geselskap met oorgawe. Donderdag kom Luca Willemse en sy vroukie Larry op die plaas aan. Teen 11 uur ry die Franse met Lia en Sergio na Bonsai. Daar is 'n spesiale bederf in 'n spa daar vir die bruidspaar gereël. Die Franse gaan ook daar wees, maar maak asof hulle nie daar is nie. Hierdie is nie deel van jou werksverpligtinge nie, Sergio. Geniet dit net. Geniet op geen manier nie, dankie. Sergio beduie dat hy eerder wil gaan werk. Gee asseblief vir hom 'n ander opdrag. Hy hou nie daarvan dat hulle hom met olie smeer en klippe beplak nie. Wel, ongelukkig is ek nou jou baas, so jy sal dit maar moet doen. Dit is 'n opdrag vir jou aanstaande vrou, sê sy baas. Dit is 'n lollery, dan het hy nie 'n keuse nie. En dit is op die ou end toe vir hom nie so sleg nie. Hulle kom eers 6 uur terug op die plaas, waar 'n ander verrassing op hulle wag. Die bachelor en bachelorette, waarvan hulle mos geen idee gehad het nie. Hulle gaste wat heeldag rondgehardloop het om die lapa mooi in te rig, kos te maak en geskenke toe te draai. Vandaar het Dave en Katja Cameron met hulle 5 kleingoed mos ook intussen bygekom. Natuurlik word daar eers weer 'n spektakel van Lia en Sergio gemaak. Hulle moet geskeurde oorpakke aantrek en het kopdoeke van waslappe. Gelukkig het my broer besluit om jou nie op 'n kampuitstappie te neem nie, Sergio, spot Sylvia, en Sergio se gesig val vir 'n oomblik. Miskien sal hy dink aan Makwakwa, wat die 2 manne toe op 'n kilometerlange verdwaalpad geneem het, en dalk sou hy wie weet wat wou gee om eerder saam met Arend te gaan kamp het as om hierdie spektakel mee te maak. Die Cameron kleingoed is in hulle element, veral toe daar op 'n stadium 'n maatjie by hulle aansluit. 'n Ouetjie wat hulle op 'n toer rondom die lapa neem, want blykbaar ken hy die plaas baie beter as enigiemand anders. Lia hou hulle nietemin dop, want op 'n wildsplaas soos die kan jy nie kleingoed onder jou oë laat uitgaan nie. Sy hoef egter nie te bekommerd te wees nie, want Katja is selfs soos 'n hoenderhen wat heeltyd wil weet waar die kleintjies skrop en droog maak. Sy en Mika. Verbasend genoeg is dit Mika wat ook die hele tyd wil sien dat die 6 kinders veilig in die ligkring van die lapa bly. Wanneer die kinders uiteindelik moet gaan slaap, roep een van die kleiner Cameron kindertjies uit: "Mamma, kan Meld maar by ons in die bed kom slaap?" Katja kyk na waar die seentjie bedui en sê: "Natuurlik kan Meld kom saam slaap. Kom ons gaan borsel julle tandjies en dan gaan klim julle in die bed." Lia stap haastig nader en vra: "Het die seentjie, die Meld seentjie, saam met julle plaas toe gekom?" "Sê net weer, watter seentjie praat jy van?" vra Katja. "Die melkoukie, van wie jy ook nou gepraat het, die een wat so saam met jou kleingoed speel?" Katja glimlag. "Nee man, hier is nie regtig so seentjie nie,
My klein Davy praat net gereeld van sulke verbeeldingsmaatjies, asof hulle regtig bestaan. Koue water in Lia se gesig, totdat sy opkyk na waar Arend en Mika styf teen mekaar staan. Daar is iets op die twee mense se gesigte wat haar laat besluit dat sy beslis een of ander tyd 'n paar minute alleen met hulle sal wil spandeer. Maar nie vanaand nie, dit raak laat en die meeste mense wil stadig maar seker na hulle eie kwartere toe uitwyk. Want Vrydag gaan net so 'n besige dag in die aanloop tot die troue wees. Daar is tafels om te dek in die konsaalskamp en Lia hou 'n oogie oor die skuif van die tafels, 3 lang rye langs mekaar met stoele. Aleid wat invlieg met bosse en bosse rooi rose, wat Sergio van iewers af georganiseer het en aangekoop het as 'n verrassing vir Lia. Blomme wat in emmers yswater moet kom so gou as moontlik en dan môreoggend in verskillende potte. Peer wys vir die dames wat wil help hoe die blomme in min of meer in miljoen klein glaspotjies tesame met ouma Gonzales se klein vase gerangskik gaan word om 'n ry reg in die middel van die 3 lang tafels te vorm. Die dames meld môreoggend 9:00 daar in die onthaallokaal aan vir diens, sê hy. Dit is min of meer al die dames, behalwe die bruid en Maria en Anna. Dankie. Die Franse se groot toerlorry ry 12:00 in. Almal wat wil saamgaan, word na die Leeuplaas geneem, waar daar 'n funksie vir Lia en Sergio gehou word, saam met die personeel daar. Voortydige trouvieringe en Sergio se bon voyage. Party raak skoon emosioneel, want dit is die laaste keer in bykans 'n maand wat hulle vir Sergio gaan sien. Almal wat daar is, kry pap en 'n lekker lang sousie op die Franse se rekening. En dan is daar 'n vreeslike groot koek wat na die tyd gesny gaan word. Daar is daarom eers 'n toespraak of 2. Sergio, jy moet nou nie daai kant staan en worry oor wat die kant aan die gang is nie. Want ons gaan alright wees, verklaar Rory, nadat hulle 'n paar maal hard gesluk het. Die Sanctuary, glo dit as jy kan, sal oorleef sonder jou, Sergio, maar asseblief vir niks langer as 'n maand nie. Mika Henrikus staan teen die heining van die Leeuplaas en uitkyk. Langs daar staan klein Meld. Hy kyk nie na die leeu's aan die ander kant van die heining nie. Hy kyk na die mense wat daar saam met hulle hier is. Hy kyk veral na die kinders. Katja en Dave Cameron se 5 stuk donker koppies wat baie soos hy lyk. Hy geniet om gate uit dat 2 van die kinders hom kan raak sien en die res saamspeel en maak asof hulle hom sien. Maar Arend sien hom en Lia sien hom ook. Mika weet dat sy een of ander tyd alleen met Lia sal moet praat oor die nuus wat sy vanoggend van Timothy Wolmerans afgekry het. Hulle was op die punt om vir Ralph Jameson in Maputo vas te trek. Daar was rede om te glo dat Elgrada Ferreira in wesenlike gevaar verkeer. Dat Ralph besig is om planne te maak om van haar ontslae te raak, want daar was weer eens 'n nalatenskap wat hy by haar sou erf. Maar toe gebeur daar 'n vreemde draai. Ralph was nie van plan om homself te laat vastrek nie. Hy het weggeglip lughawe toe. Hy het probeer opstyg sonder dat hulle hom sien met sy rooi en wit Cessna. Volgens die vlugplan was hy op pad na Mauritius, waar sy swanger vriendin glo op hom wag. En iewers oor die oseaan, tussen hier en daar, het die vliegtuig onklaar geraak en afgekom aarde toe. Die vliegtuig het in stukke gebreek en tussen die wrakstukke het daar 'n verminkte liggaam gedryf. Miskien sal dit beter wees om nie nou vir Lia en Sergio daarvan te sê nie. Dalk moet sy nie eens vir hulle voor die troue daarvan sê nie. Die feit dat Ralph Jameson dood is.
word vervolg.